Dan nou sommer van my kant af net iets oor Shikanono sê. Stellenbosch gemeente is al nou hierdie jaar vir 30 jaar betrokke by Shikanono as 'n tweeling gemeente. En ons het aanvanklik vir Andries as 'n predikant gestuur en ons het sedertdien word ons ondersteun ons nou vir Pastor Cesar as 'n ek my gesig opsit. Pastor Cesar in Shikanono. Ons stuur vir Dani om te gaan kyk en terug te rapporteer en ons het 'n bediening wat alle ouer raak, kan ek sê, vandat Audrey oorlede is, het ons besef, ons moet een of ander Audrey oorlede. Ja, Audrey is oorlede. Audrey van Wyk. So die ding het so geraak dat ons eintlik die oorsprong van die bediening wat 30 jaar gelede ontstaan het met 'n brief van Pieter Botha om die evangelie te bring by Shikanono onder die Jou volk. Daar was geen kerk nie, dit was 'n onbereikbare gedeelte. Ons moet asseblief iemand stuur om te begin daar met 'n kerkplanting. Wat ons toe gedoen het met eie predikant. En nou is dit gedoen in 'n stadium wat die kerk dit nie kon bekostig nie. Ons kon een predikant bekostig. En ons het met die een predikant 200,000 rand verlies gemaak vir die jaar. Toe kom dit na die gemeente toe nog 'n predikant uit te stuur in die konteks van ons kan dit nie bekostig nie. En die verrassing toe hoe die Here die hele gemeente geseën het, ons vandag 8 predikante. Die visie van die gemeente van Lewende Water kom van Sean Jota wat die buurdorp waar die koning van die Shikanono van die Jaws bly. So die Lewende Water het eintlik teruggevloei hier na ons toe. En ons is nou by die punt dat ons dit nou wil omkeer en dat die kerkraad kyk of hy 'n paar jong mense betrokke kan kry van die studente en so aan. Maar ons weet ook in die Here se werk skep jy nie energie nie. Hy skep die energie. Mens maak so baie keer die fout om iets energie te skep in plaas van dat 'n mens die Here vertrou dat hy sy werk sal voortsit. So as die Here minder energie gee, dan moet ons besluit ons maak dit mooi netjies toe en ons sê vir Cesar ons moet nou 'n plan maak. Nou wat nou op die tafel is twee dinge. Versig en Helleberg gemeente, wat Eybriel net iets oor gaan praat, het vir ons gevra of ons 'n derde vernoot wil raak van die betrokkenheid wat hulle het by Mavago. Dis 'n dorpie 70 km, 90 km noord van Shikanono, waar daar reeds 'n predikant is, en Lushinga waar daar effens 'n herlewing aan die gang is. Op Lushinga, die groter stad, teen die Malawi meer. So nou maak dit vir ons sin om te sê, kom ons kry, sluit aan by die vennootskap, ons doen dit as 'n 3 vennootskap, 3 ondersteunende gemeentevennootskap, wat dan die hele area onder sy oog het. En ons gaan nou maar beleer by Eybriel hoe hulle die 2 leedvennootskap gedoen het en ons kan daarbey aansluit, ons moet nog 'n gesprek voer. Ek het gister die uitnodiging van hulle gekry, ons kan gerus gesprek voer. So dit is aan die gang dat ons na daai hele deel rondom Shikanono beter sal kyk. Ons is geseënd in ons gemeente, ons het geld, dis nie 'n bediening wat nie geld het nie. Eintlik het die bediening te veel geld dat ons dit nie gebruik nie. As bydraers wat regtig dit 'n passie van hulle het. Ons het byvoorbeeld R30,000 op 'n Bybelfonds wat ons nou moet spandeer, want dit is nie regtig dat in 'n bankrekening lê nie. Dis hoekom ek met Grant en die ander gaan praat net nou dat ons net weet hoe ons jou Bybel van 'n grond op moet kry. Goed, dit is die een ding en dan het ons ook Shikanono is daar 'n idee dat ons miskien kos of meel kan verskaf aan die gemeente wat hulle dan gebruik om kan ek miskien feeste te hou om die gemeenskap in te nooi na die kerk. Jy vir 'n kos te gee of op die manier kan 'n mens dalk die gemeenskap betrok by die kerk kry. Ons besef ook dat
Dat in Mawabo byvoorbeeld is daar 'n skool waar die kerk by betrokke is, in Mshinga is daar baie ander wat by die kerk betrokke is, by Mshukunono staan die kerk eenkant. Daar's nie 'n ding projek waarby die gemeenskap betrokke is. So daar's 'n sokkerspannetjie, maar dis omtrent dit. So die vennootskap hoop ek gaan ons help daarmee en dan ek moet byvoorbeeld nou volgende Sondag moet ek en Jan wat nou luister na my, ek en Jan moet 'n gesprek voor die gemeente hê oor sending hier en daar. Die Here se plan en so aan. Hy gaan praat oor die geregtigheid van God moet oral sigbaar wees. Justice. En ek moet nou daarby aansluit. So die gesprekke kan nou begin plaasvind dat ons want dit is altyd die ding, daar's ander bedienings ook, soos atlete vir Christus en die sending uitreike wat die studente doen en na ek moet nie naam onthou nie. Die Weskaap. Nee, maar daar studente is by baie plekke betrokke en ons is ook betrokke by Japan sending, betrokke by August besonder in Lesotho. Nou wie's ek nou om in Mosambik te praat? Dit is sogenaamd kompetisie en ons wil dit uit die pad uitkry om te sê dis nie kompetisie nie, dis die Here se plan. As dit op ons tafel gelê is in die gemeente, dan is dit op die kerkraad se agenda. En dan moet die kerkraad besluit hulle stop dit of hulle gaan aan en dis vir ons nou is ons is tussen die ding van energie gee en dat die kerkraad moet besluit wat hulle wil doen daarmee. Ons raak ouer en ek wil nie môre hemel toe gaan en dan gaan die bediening ook hemel toe. Behalwe as die Here so wil. So. Dis waar ons is in Stellenbosch.